Goeienaand almal. Ek hoop julle sien uit vir vanaand se gesprek, net soos wat ek uitsien na dit. Ek het al die dae afgetel tot vandag. Ons gaan 'n bietjie gesels oor Bybelvertalings, spesifiek ons Afrikaanse Bybelvertaling, omdat daar so min inligting rondom dit op die internet is. En dit gaan oor soos, wat is die verskil tussen die Bybelvertalings? Hoekom is daar verskillende Bybelvertalings? Wat se verskillende brontekste was gebruik in hierdie Bybelvertalings? Is ons Bybelvertalings akkuraat? Hoekom is daar verse uitgelaat uit party Bybels uit? Was dit as prys bedoel gewees of wat is die rede rondom dit? So ons gaan baie vrae vanaand beantwoord rondom ons Bybelvertalings. Maar ek wou nie net vanaand my eie gedagtes met julle kom deel nie. Ek wou nie net met julle kom deel wat ek al opgelees het rondom hierdie onderwerp nie. En daarom het ek het goed gedink, dat ons 'n kenner kry in hierdie veld wat spesialiseer hierin, om met ons te kom gesels vanaand, sodat ons ook meer kan leer rondom hierdie onderwerp en ook oor ons eie Bybels wat ons so graag lees. En ek is bevoorreg gewees dat professor Jacobus Arnold D. vanaand met ons kom gesels. Hy is die senior professor in die departement Hebreëus aan die Universiteit van die Vrystaat in Bloemfontein, waar hy Bybelse, Hebreëse taalkunde en Bybelvertaling, antieke en moderne vertalings aanbied. En daarmee wil ek sê, professor, baie dankie dat professor bietjie tyd afgestaan het en dankie dat professor bereid is om vanaand bietjie van u kennis met ons te kom deel. En dit is 'n voorreg om vanaand met u te kan gesels. Baie dankie, pastoor Henry, vir hierdie uitnodiging en hierdie geleentheid om oor die brontekste en Afrikaanse Bybelvertalings te praat. Daar is nie eenduidige en maklike antwoorde vir 'n saak wat so baie dimensies het nie. Ek sal my bes probeer om dit so eenvoudig as moontlik te antwoord en tegniese aspekte te verduidelik. My bede is dat die luisteraars en deelnemers hierby sal baat en dat van die kwelvrae beantwoord sal word. Baie dankie professor. Professor, ek gaan sommer dadelik met die eerste vraag begin om tyd te bespaar, sodat ons soveel vrae as moontlik vir die mense vanaand kan beantwoord rondom Bybelvertalings. En die eerste vraag wat ek vir professor het is, wat is 'n bronteks wat gebruik word om Bybels te vertaal? 'n Bronteks is die teks wat dien as die basis vir 'n vertaling. 'n Bybelvertaling is die bronteks vir die Ou Testament in die brontaal Bybel Hebreëus en vir 'n gedeelte van Daniël en Esra in Bybel Aramees. Vir die Nuwe Testament is die bronteks in die brontaal Koine Grieks. Daarteenoor is 'n doelteks of teikenteks die vertaalde weergawe of finale produk van die vertaalproses van 'n bronteks in 'n nuwe taal en kultuur. Brontekste berus op tekstuele navorsing. As wetenskaplike of akademiese uitgawes word die brontekste van die Ou en Nuwe Testament deur die Duitse Bybelgenootskap uitgegee en gepubliseer. In samewerking met die Wêreldbond van Bybelgenootskappe word ook 'n bronteks vir die Nuwe Testament uitgegee wat veral vir Bybelvertalers bedoel is. Bybelvertalers in 2026 het die volgende brontekste tot hulle beskikking. Die bronteks vir die Ou Testament is die 5de hersiene uitgawe of druk van die Biblia Hebraica Stuttgartensia, gepubliseer in 1997. Die Biblia Hebraica Quinta is in wording. Die eerste deel het in 2004 verskyn. Die name van hierdie uitgawes is in Latyn. Waarom word Latyn vir die name van die Hebreëse brontekste gebruik? Dit is omdat Latyn beskou word as die universele akademiese taal. Biblia beteken Bybel, Hebraica beteken Hebreëus en Stuttgartensia beteken Stuttgart, die stad in Duitsland
waar die Duitse Bybelgenootskap geleë is, wat verantwoordelik is vir hierdie edisie. Quinta beteken 5 en verwys na die 5de edisie van die Biblia Hebraica. Daar was voorheen 3 edisies deur Kittel, dit was in 1906, 1913 en 1937. Biblia Hebraica Stuttgartensia was die 4de edisie en Biblia Hebraica Quinta is die 5de edisie. Na die Hebreëse brontekste word as diplomatieke brontekste verwys, omdat hulle 'n spesifieke manuskrip volg, sonder om dit met ander manuskripte te vergelyk en te verbeter. Teksvariante word in die tekskritiese apparaat in voetnote onderaan 'n bladsy weergegee. Die Hebreëse brontekste is 'n weergawe van die handgeskrewe teks van Codex Leningradensis, die oudste en volledige besbewaarde Oud-testamentiese teks wat in 1008 na Christus in Kaïro in Egipte oorgeskryf is en in Sint Petersburg, Rusland se nasionale biblioteek bewaar word. 'n Russiese versamelaar, Abram Furkowitsch, het dit in 1856 van Egipte na Sint Petersburg gebring. Dit is ongeveer 100 jaar gelede daar deur Paul Kale ontdek en hy het toe vir Rudolf Kittel gesê om dit as bronteks vir die 3de uitgawe van Biblia Hebraica wat in 1937 gepubliseer is, te gebruik. Die Latynse Leningradensis verwys na Leningrad, vorige naam vir Sint Petersburg, en is beslis nie 'n kommunistiese teks nie. Dit word ondersteun deur 'n onvolledige kopie van die Ou Testament, die Aleppo Codex, wat in 1939 na Christus uit 930 na Christus dateer. Ongelukkig is meer as 1/3 daarvan in 1947 in die Aleppo-opstande beskadig en wat daarvan oorgebly het, word tans in Jerusalem bewaar. Die brontekste vir die Nuwe Testament is die 28ste hersiene edisie van die Nestle Aland se Novum Testamentum Graecae, gepubliseer in 2012, of die 7de gekorrigeerde druk of uitgawe van die 5de hersiene edisie van die Wêreldbond van Bybelgenootskappe se Greek New Testament, voorberei deur die Instituut vir Nuwe Testamentiese Teksnavorsing in Münster, wat in 2024 gepubliseer is. Die 2 edisies verskil slegs ten opsigte van die tekskritiese apparaat en kom dus met hulle tekste ooreen. Die Editio Critica Meyer is die mees omvattende en metodologiese gevorderde kritiese edisie van die Griekse Nuwe Testament wat tans in wording is en teen 2030 voltooi behoort te wees. Professor, dit is baie interessant. Kan professor vir my sê, is daar nog ander brontekste wat gebruik word om die Nuwe Testament te vertaal? Ja, daar is nog ander brontekste vir die Nuwe Testament. Byvoorbeeld The Greek New Testament Society of Biblical Literature Edition onder redaksie van Michael Holmes, wat gepubliseer is in 2010 deur die Society of Biblical Literature en Logos Bible Software, en die Greek New Testament wat gepubliseer word deur die Tyndale House Cambridge. En dit is vanaf 2017
beskikbaar. Daar is ook the Greek New Testament according to the majority text onder redaksie van Hodge en Farstad wat gepubliseer is deur Thomas Nelson Publishers. Al hierdie Nuwe Testamentiese brontekste is kritiese edisies wat verskillende manuskripvariante vergelyk om die oorspronklike teks te probeer rekonstrueer. Ander beskikbare brontekste is die antieke Griekse vertaling. Dit is Alfred Raff se Septuaginta onder redaksie van Robert Hannard wat in 2006 gepubliseer is, en die antieke Latynse vertaling of Vulgaat Robert Weber se Biblia Sacra Vulgata onder redaksie van Roger Grayson wat in 2007 gepubliseer is, albei deur die Duitse Bybelgenootskap. Professor, my tweede vraag is, wat is die verskil tussen die brontekste, byvoorbeeld die tydperk waarin hulle gevind is, en dat sommiges dalk ouer is as ander? Geen oorspronklike handgeskrewe manuskrip of autograaf van enige van die auteurs van die Ou en Nuwe Testament bestaan meer nie. Ons het slegs latere kopieë, en wat die Nuwe Testament betref was daar vir so 30 jaar mondelinge oorlewering voordat die evangelies op skrif gestel is. Meeste van die profetiese geskrifte in die Ou Testament dateer van die 9de tot die 6de eeu voor Christus, terwyl die oudste fragmente van die Hebreëse en Arameese kopieë sedert die 2de eeu voor Christus dateer, en wat in 1947 en daarop volgende jare in die grotte by Qumran in die Judeese woestyn aan die noordweste kant van die Dooie See ontdek is. Behalwe vir 'n enkele volledige boekrol van die boek Jesaja, is die res van die Bybeltekste van Qumran slegs fragmente wat 'n paar letters of woorde bevat van 200 transkripsies van individuele boeke vir die periode tussen 150 voor Christus tot 70 na Christus. Hier byvoorbeeld is 'n foto van 'n faksimilie van die Jesaja geskrif, 'n rol wat by Qumran ontdek is en wat vir ons van groot waarde is. In teenstelling daarmee is die fragmente byvoorbeeld hier van Genesis, dit is wat vir ons oorgebly het, maar steeds baie waardevol, omdat dit tekste Genesis byvoorbeeld bestudeer kan word hiermee. Wat verder belangrik is dat hierdie tekste vir ons almal beskikbaar is. Daar is so 200 transkripsies van individuele boeke, en dit is in hierdie reeks gepubliseer, Discoveries of the Judean Desert, in 40 volumes. En wat ook interessant is, en belangrik is dat Kittel se uitgawe, so die geskrifte is in 1947 ontdek, en reeds in 1951 is die verskille tussen die teks wat onthou dit is soos in die vorige vraag gesien het, die Codex Leningradensis en die voetnote, die tekskritiese notas bevat reeds die Dooie See rolle. So die 7de uitgawe van 1951 van hierdie 3de uitgawe van Rudolf Kittel gee vir ons die Qumran
die Jesaja rol se variante waar dit verskil met die Codex Leningradensis. Die Hebreëse en Arameese tekste van die Ou Testament is aanvanklik sonder vokale neergeskryf. Dit was konsonantale tekste. Hierdie konsonantale tekste kon sedert die 1ste eeu na Christus nie meer verander word nie en groot sorg is gedra met die oordrag van hierdie tekste na 'n volgende geslag. Die probleem was dat die konsonantale teks verskillend gelees kon word met verskillende betekenisse. Dit het dus belangrik geword dat die korrekte uitspraak en betekenis van geslag tot geslag oorgedra moet word deur die geskrewe teks. Teen ongeveer 600 na Christus het Joodse geleerdes die Masorete of oorleweraars van die tradisie 'n vokaal en klemtoonsisteem ontwikkel wat die uitspraak en betekenis van die Hebreëse Bybelteks kon weergee. Hulle het ook kantaantekeninge en voetnote aangebring. In 1455 druk Johann Gutenberg die eerste 200 Latynse Bybels, wat as die belangrikste gebeurtenis die afgelope 1000 jaar beskou kan word. Dit is so gelys deur Lifebooks. En Hebreëus het egter hoofdrukbrekens vir drukkers besorg en daar was verskeie mislukte pogings om 'n eerste gedrukte Hebreëse Bybel daar te stel. Dit was eers Daniel Bomberg wat in Venesië met sy tweede uitgawe van die Rabbynse Bybel, Biblia Rabbinica, van 1525 die eerste aanvaarbare volledige Bybel in Hebreëus kon druk. Dit het bekend gestaan as die Textus Receptus, die teks soos dit ontvang is, onder die redaksie van Jacob ben Chaim. Jacob ben Chaim het die beste manuskripte wat hulle in verskeie lande kon opspoor gebruik vir hierdie uitgawe. Hy kon nie 'n volledige manuskrip van die Ou Testament vind nie, en waar teks ontbreek is dit gerestoreer op grond van ander manuskripte wat ook almal onvolledig was. Alhoewel die Bomberg bronteks eklekties van aard was en al die tekste onbekend en laat was, vertoon dit tog eienskappe naby aan Codex Aleppo en Codex Leningradensis wat toe nog onbekend was, waaroor ons in die vorige vraag gesels het. Dit het die algemeen aanvaarde standaard bronteks geword met herdrukke en hersienings daarvan deur Everardi van der Hoogt in Amsterdam in 1705, Adrian Hahn in 1832, 1833 en 1868 en meneer Letterwis van Wenen in 1852. Hersiene edisie van die Letterwis uitgawe, gebaseer op 'n manuskrip R43, is vanaf 1866 deur die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap gepubliseer en tot en met die tweede edisie van Rudolf Kittel se Biblia Hebraica in 1913 was Bomberg die basiese teks vir Hebreëse brontekste. So hier is 'n Letterwis teks uit die vorige eeu en as ons kyk na Jesaja 53, dit nou vergelyk met die Jesaja van Kittel, so die hoofstuk wat ek daar gewys het was Jesaja 53 in Kittel, in Letterwis, dit wil sê in die Bomberg uitgawe, sien ons absoluut weinig tekskritiese aantekeninge. Daar is 'n lyntjie onder aan die bladsy. Toe die handgeskrewe teks van Codex Leningradensis ontdek is, wat ons in die vorige antwoord hanteer het dit die posisie van die Bomberg teks verander en sedertdien het dit die basis vir die 3 edisies van Biblia Hebraica geword, waarvan ons in die vorige antwoord gesels het. Die eerste volledig
gedrukte Nuwe Testament is die Complutensiese Polyglot. Dit is in 1500 tussen 1502 en 1514 saamgestel. In daardie tyd was het gedrukte werk eers beskou as gepubliseer wanneer dit versprei word, alhoewel dit dus al in 1514 gedruk is, het die paus eers in 1522 toestemming vir verspreiding gegee. Die gevolg was dat Desiderius Erasmus van Rotterdam se Novum Instrumentum wat in 1516 gepubliseer is, bekend geword het as die eerste gedrukte Griekse Nuwe Testament en in 1633 bekend geword het as die Textus Receptus van die Nuwe Testament. Erasmus se uitgawe was gebaseer op 4 Byzantynse tekste wat uit die 12de en 13de eeu dateer en het drasties verskil met ouer tekste wat vanaf 1633 en veral in die 18de en die 19de eeu ontdek is. Die gehalte van die teksedisies van Tischendorf, Westcott en Hort en Nestel het die Textus Receptus later begin oorskadu en dit vervang. Die Nestel-Laland edisies en dan die Greek New Testament van die Wêreldbond van Bybelgenootskappe, as ook die Editio Critica Major, volg steeds die werkswyse en is gebaseer op die teksgetuienis wat ontdek en bestudeer word. Wat die Nuwe Testament betref, dateer die vroegste Griekse fragmente uit die 2de eeu en volledige Griekse manuskripte op perkament vanaf die 4de eeu. Teenswoordig is daar 5700 manuskripte wat die volledige of gedeeltelike Griekse Nuwe Testament bevat. Dit word gekomplementeer deur aanhalings in geskrifte van die kerkvaders in Grieks en vertalings van die Griekse Nuwe Testament in Latyn, Syries en Kopties uit die 2de en 3de eeu. Dit maak die vaststelling van die Griekse Nuwe Testamentiese bronteks 'n gekompliseerde aangeleentheid. Geen een van hierdie handoorgeskrewe tekste kom ooreen nie en bevat oorskryffoute en bedoelde veranderinge en verbeteringe om die teks meer verstaanbaar en duidelik te maak. Teksnavorsing volg die volgende roete. Individuele manuskripte word eers ontsyfer, daarna word dit met mekaar vergelyk, verskille tussen hulle word vasgestel. Variante word dan geanalyseer en die tekslesing wat die beste die oorsprong van ander variante kan verklaar, is die lesing wat gevolg word. Die resultate word dan inkorporeer in die akademiese edisies van die Griekse Nuwe Testament, waaroor ons voorheen gesels het. Die lesing wat die oorsprong van ander variante kan verklaar, verskyn in die hoofteks en die meeste belangrike variante word in die tekskritiese notas of apparaat onderaan die bladsy geplaas. Die werkswyse stel die leser van die bronteks in staat om die beslissings van die redaksie te verstaan en sy of haar eie mening te vorm. Teksnavorsers staan verwonderd oor die voordele wat die uitvinding van die alfabet en die boekdrukkuns vir ons geloofskennis ingehou het. God se woord in mensetaal en menslike middele. Dit is so interessant om te hoor hoe brontekste werk en ook waarom hulle verskil. Professor, my derde vraag sal wees, hoekom word verskillende brontekste gebruik vir verskillende Bybelvertalings? Byvoorbeeld die 33-53 Bybel, die 20-20 Bybel, die Nuwe Lewende Vertaling of selfs die Boodskap. Hoekom word daar verskillende brontekste vir verskillende vertalings gebruik? In my vorige antwoord het ek aangedui dat die studie van brontekste deurlopend plaasvind binne die tekswetenskap. Derhalwe deurloop brontekste ook 'n geskiedenis. Hulle ontluik soos nuwe getuienis ontsluit word. Elke nuwe uitgawe van 'n bronteks
demonstreer 'n nuwe ontluiking van teksgetuienis. Byvoorbeeld die tekskritiese apparaat van die tweede uitgawe van Biblia Hebraica in 1913 bevat oor die 3000 tekskritiese voorstelle wat variante uit die vroeë vertalings, die Septuagint, die Griekse vertaling, Vulgata, die Latynse vertaling, Peshitta, die Syriese vertaling en Targum, die Arameese vertaling insluit. Die derde uitgawe van Biblia Hebraica 1937 bevat 17.000 variante lesings en oor die 5.600 tekskritiese voorstelle en vanaf 1951 ook variante uit die manuskripte van Qumran, wat die Bybelvertaler bystaan om vertaaloplossings te vind. Die tekskritiese apparaat van die Biblia Hebraica Stuttgartensia bevat minder variante, maar die variante is relevanter. In tekskritiese opsig bly die Biblia Hebraica Stuttgartensia steeds 'n beperkte uitgawe. Die Biblia Hebraica Quinta, waaraan gewerk word, se tekskritiese apparaat het meer inligting en beoordeel die variante wat daarin voorkom. Die uitgawe bevat ook 'n aparte tekskritiese kommentaar. Wanneer daar beplan word om 'n nuwe vertaling van die Bybel te maak, moet oor 'n aantal belangrike sake besluite geneem word. Dit sluit kwessies in, soos watter bronteks vertaal sal word en op watter manier die vertaling sal plaasvind. Hoe word besluit op brontekste? Die Afrikaanse vertalings wat jy noem, naamlik die 1933 vertaling, die 1953 hersiening, die 1983 vertaling, die boodskap en die nuwe lewende vertaling 2006 en die 2020 vertaling het oor meer as 90 jaar tot stand gekom. Bybelvertalers benut gewoonlik die beste beskikbare bronteks van die Ou en Nuwe Testament op die stadium wanneer die Bybelvertalingsproses van 'n Bybel begin. Ander oorwegings kan ook 'n rol speel. By die 1933 vertaling het die vertalers gemeen dat dit nie wenslik sou wees om die nuutste bronteks te gebruik nie. Afwykings van die aangenome teks sou kon meebring dat daar gepraat word van 'n nuwe Bybel en dit kon gebeur dat die lesers weier om dit te aanvaar. Die Bybelvertalers het daarom doelbewus die Textus Receptus as Griekse bronteks vir die Nuwe Testament van die 1933 vertaling gekies. Daar was wel belangrike uitgawes van die Nuwe Testament op daardie stadium beskikbaar, soos byvoorbeeld die van Westcott en Hort en Nestle. Hierdie standpunt is gehandhaaf ten spyte van ernstige kritiek. Hierdie besluit oor die bronteks was die vernaamste fout by die vertaling. Dit het tekslesings ondersteun wat toe alreeds verwerp is en in latere hervertalings moeilik reggestel kan word. Wat die Hebreëse konteks van die Ou Testament betref, is besluit om die Masoretiese teks te gebruik en na alle waarskynlik die tweede uitgawe van Rudolf Kittel se Biblia Hebraica, wat gebaseer is op die tweede Rabbynse Bybel van Jacob Chaim, uitgegee deur Daniel Bomberg in Venesië in 1524 tot 1525. Dieselfde besware kan teen hierdie teks geopper word as teen die Textus Receptus van die Nuwe Testament. Op daardie stadium was daar egter nie 'n beter uitgawe beskikbaar nie, anders as in die geval van die Nuwe Testament, en daarom het hierdie keuse geen kritiek tot gevolg gehad nie. Om saam te vat, Bybelvertalers kies gewoonlik die nuutste, volledige bronteks van die akademiese hoofstroom op die tydstip wanneer die vertaalproses begin. Vertalings kom uit verskillende tydperke en gebruik derhalwe verskillende brontekste. Dit was nou baie interessant. Nou weet ons almal hoekom hulle sekere brontekste vir sekere Bybels gebruik het. Professor, my 4de vraag aan u is daar brontekste wat as meer akkuraat beskou word as ander, en indien wel, waarom? Geen oorspronklike handgeskrewe manuskrip of autograaf van enige van die outeurs van die Ou en Nuwe Testament bestaan meer nie. Daar bestaan slegs latere kopieë.
Daarom is die maatstaf om akkuraatheid te bepaal onmoontlik. Wat ons wel kan bepaal is in hoe verre beskikbare teksgetuies in beskikbare brontekste weergegee word. Dit gaan oor die gehalte van die bronteks. Ja, daar is brontekste wat as van beter gehalte beskou kan word as ander op grond van die feit dat hulle die sterkste argumente vertoon vir bepaalde tekskeuses. Maar soos in die vorige antwoorde aangedui, ontluik brontekste steeds en deurloop ook 'n ontwikkelingsgeskiedenis. Elke nuwe uitgawe van 'n bronteks is 'n nuwe ontwikkeling of ontluiking. Die studie en navorsing op brontekste gaan voort en ons het nog nie 'n finale en akkurate bronteks van die Ou en Nuwe Testament nie en sal dit waarskynlik nooit besit nie. Ek het reeds aangedui dat ten opsigte van die Ou Testament die Biblia Hebraica Quinta waaraan tans gewerk word en 25 van die 39 boeke van die Ou Testament reeds gepubliseer is, anders as die voorgangers se tekskritiese apparaat meer inligting bevat en die variante wat daarin voorkom beter beoordeel. Dit is ook afsonderlik daar is ook 'n afsonderlike tekskritiese kommentaar op elke boek. Derhalwe is die Biblia Hebraica Quinta van beter gehalte as sy voorgangers. Die redaksiekomitee van Biblia Hebraica Quinta dui egter self die tekortkominge aan. Daar word geoordeel dat steeds nie genoeg bekend is oor die geskiedenis van die ontwikkeling van die teks van die Hebreëse Bybel of die Ou Testament en die verskeie tekstradisies vir 'n gesonde basis vir 'n kritiese edisie nie. Verder is dit nog nie duidelik op watter punt in die teksgeskiedenis as uitgangspunt vir so 'n rekonstruksie gedoen kan word nie. En laastens moet so 'n kritiese uitgawe al die variante in die beskikbare tekste bereken word wat op hierdie stadium nie moontlik is nie. Vir die Nuwe Testament is die 7de gekorrigeerde druk uitgawe van die 5de edisie van die Wêreldbond van Bybelgenootskappe se Greek New Testament wat in 2024 gepubliseer is. Dit is 'n verdere hersiening van die 4de edisie waarin belangrike verbeteringe op korreksies en byvoegings aangebring is. Die lesings van die nuwe papierie van 117 tot 137 word nou ingesluit in die kritiese apparaat. In die geval van die algemene sendbriewe is die insigte en resultate van die editio kritiek major ingesluit en die teks in die teks en tekskritiese apparaat. Laasgenoemde berus op navorsing wat vervolgens bespreek sal word. Die Instituut vir Nuwe Testamentiese Teksnavorsing in Münster het onder leiding van Gert Mink en Klaus Wachtel begin met die ontwikkeling van 'n tekskritiese metode wat die verwantskap van tekste en manuskripte ondersoek om die oorsprong, die ontluiking en oorlewering van die Nuwe Testamentiese teks beter te verstaan en te beskryf. Die metode staan bekend as die koherensie gebaseerde genealogiese metode. Hierdie metode maak 'n konsekwente onderskeid tussen manuskripte as fisiese artefakte en die tekste wat hierdie artefakte bevat. Die belangrikste verskil van vorige werkswyse is dat tekste en nie manuskripte nie met mekaar vergelyk word. Die term getuienis word gebruik om te verwys na die teks van 'n manuskrip en nie die manuskrip nie. Die nuwe beginsel is dat tekste aan mekaar verbind kan word deur die verwantskap van hulle variante te gebruik. Die implikasie is dat indien hierdie ontwikkeling in die akademiese kringe aanvaar sal word, met ander woorde geregverdig kan word en nie gefalsifiseer word nie, dit implikasies inhou vir vaststelling van die Nuwe Testamentiese bronteks. Een so implikasie is die herwaardering van die Byzantynse teksgeskiedenis wat as laat beskou word. Brontekste wat tans
van beste gehalte is, sal in die volgende generasie in die lig van beter navorsingstegnieke en teksgetuienis opgedateer word. Professor, baie dankie vir die opklaring oor die akkuraatheid, oor die brontekste. Die 5de vraag wat ek professor vanaand wil vra is die brontekste betroubaar? Hoe weet ons dit is werklik die geskrifte van die apostels en ook die profete? Soos reeds genoem, geen oorspronklike handgeskrewe manuskrip of autograaf van enige van die auteurs van die Ou en Nuwe Testament bestaan meer nie, slegs latere kopieë. Die doel van die tekswetenskap is om die magtom teksgetuienis te gebruik om 'n bronteks daar te stel wat na betroubaarheid streef. Hoe weet ons dit is werklik die geskrifte van die apostels en die profete? Dit is 'n geloofsaak. Wat die Ou Testament betref, glo ons dat die Codex Leningradensis, soos weergegee in die Biblia Hebraica Stuttgartensia en die Biblia Hebraica Quinta, wel aan hierdie vereiste voldoen. Daar is ten spyte van die oorskryffoute en onverstaanbare konstruksies nie 'n alternatief nie. Wat die Nuwe Testament betref, is dit die kritiese teks soos weergegee in die Wêreldbond van Bybelgenootskappe se edisies, the Greek New Testament. Hierdie edisies inkorporeer in die hoofteks die edisie van 2 akademici van Cambridge, Westcott en Hort, se The New Testament in the Original Greek, wat in 1881 tot 1882 gepubliseer is. Dit is hoofsaaklik gebaseer op Codex Vaticanus en Codex Sinaiticus en enkele andere teksgetuies wat getipeer word as neutraal, omdat die tekens van tekskorrupsie gering is by hierdie manuskripte. In die tekskritiese apparaat word getuienis van 5 groepe aangebied ten opsigte van teksvoorstelle. Groep A, die lesings is seker. Groep B, die lesings is redelik seker. En groep C, die lesings is redelik onseker. Groep D, die lesings is onseker. Lesings gemerk met 'n diamantteken beteken dat geen tekstuele beslissing gemaak kan word nie en dui derhalwe die hoogste vlak van onsekerheid aan. Hierdie werkswyse toon die erns waarmee met teksgetuies omgegaan word. Toe die nuwe teks van die Editio Critica Maior van die Algemene Sendbriewe gepubliseer is en die 28ste edisie van die Neste Lalande bronteks opgeneem is, het die vertalers van die 2020 vertaling besef dat hulle oor die nuwe ontwikkeling moes verantwoord. Hulle het die nuwe teks met die 4de edisie van die Wêreldbond van Bybelgenootskappe, se The Greek New Testament, wat as bronteks gebruik is, vergelyk. Daar was 23 verskille. Die meeste van die verskille raak egter net kleiner sake, soos punctuasie en ander variasies wat weinig of geen verskil aan die vertaling sou maak nie. In slegs 3 gevalle was die teksverskille betekenisvol. Dit was in 1 Petrus 4 vers 16, waar die Wêreldbond van Bybelgenootskappe se teks lees, moet God verheerlik op grond van hierdie naam. En die Editio Critica Maior moet God verheerlik in hierdie opsig. 2 Petrus 2 vers 6, waar die Wêreldbond van Bybelgenootskappe lees, as voorbeeld laat dien het van die dinge wat die goddeloses gaan tref. En die Editio Critica Maior as 'n voorbeeld laat dien van hulle wat goddeloos gaan wees. 2 Petrus 3 vers 10 is die laaste voorbeeld waar 'n ernstige verskil ontdek is, en dit is die Wêreldbond van Bybelgenootskappe lees die aarde en wat daarop gedoen is ontbloot sal word, terwyl die Editio Critica Maior die aarde en wat daarop gedoen is sal verbrand word.
Die vertalers het hierdie 3 variante bestudeer en in al 3 gevalle bevind dat daar voldoende grond is om by die Wêreldbond van Bybelgenootskap se teks te hou. In lig van hoe ernstig met teksgetuies omgegaan word in die tekskritiese apparaat, kan die gevolgtrekking gemaak word dat 'n bronteks daar gestel word wat na betroubaarheid streef. Professor, ek is baie bly om te hoor hoe ernstig die Bybelgenootskap dit opvat om seker te maak dat ons akkurate brontekste het, sodat ons akkurate Bybels kan hê. So dit is ook interessant gewees om te geleer het. Professor, my 6de vraag aan u is, uit watter brontekste is die 33-53 uitvertaal of die 2020 vertaling uitvertaal of selfs die Nuwe Lewende vertaling of die 83 vertaling of die Boodskap uitvertaal? Kan professor vir ons sê watter brontekste was vir hierdie Bybels gebruik gewees? Die bronteks vir die 1933 vertaling en die 1953 hersiening was vir die Ou Testament die Masoretiese teks van die tweede edisie van Rudolf Kittel se Biblia Hebraica, wat gebaseer was op die Rabbynse Bybel van Jakob Chaim, wat deur Daniel Bomberg in 1524 in Venesië uitgegee is. Die Nuwe Testament was die Textus Receptus, wat die teks van die eerste gedrukte Griekse Nuwe Testament van Erasmus bevat het, wat uitgegee is in 1624 deur die broers Elsevier in Leiden. Ons weet nie watter edisie spesifiek gebruik is nie. Vir die 1983 vertaling was vir die Ou Testament die Biblia Hebraica Stuttgartensia 1977 as bronteks gebruik. Vir die Nuwe Testament is die Wêreldbond van Bybelgenootskappe se derde edisie van die Greek New Testament 1975 gebruik, wat dieselfde teks bevat as die 26ste edisie van die Anestel Aland wat in 1979 gepubliseer is. Die Boodskap is in 2002 gepubliseer en meld in die inleiding slegs oorspronklike Hebreeus, Aramees en Grieks sonder om na spesifieke brontekste te verwys. Dieselfde geld vir die Lewende vertaling wat in 2006 uitgegee is, wat in die inleiding slegs na die Hebreëse, Arameese en Griekse grondteks verwys. Die 2020 vertaling se bronteks vir die Ou Testament is die 4de uitgawe of druk van die Biblia Hebraica Stuttgartensia 1997. Die dele van die Biblia Hebraica Quinta wat beskikbaar is ook gebruik ter aanvulling van die Biblia Hebraica Stuttgartensia. Die bronteks vir die Nuwe Testament is die 4de hersiene of gekorrigeerde uitgawe van die Wêreldbond van Bybelgenootskappe se The Greek New Testament van 1993, wat saam met die derde hersiene uitgawe van 1983 gebruik is. Die Novum Testamentum Gracias is 26ste hersiene uitgawe en die 27ste uitgawe van 1993 is ook gebruik. Die teks van al die uitgawes is identies, maar die tekskritiese apparaat verskil wat sinvolle vergelyking moontlik maak wanneer ter sake. Baie dankie vir daai inligting, professor. Dit is baie interessant. Die 7de vraag wat ek aan professor wil vra is ons Afrikaanse Bybels gebaseer op ander Bybels? Byvoorbeeld, is van ons Bybels dalk uit 'n Nederlandse Bybel uitvertaal, of is van ons Bybels dalk soos uit die King James uitvertaal of ander Engelse Bybels uitvertaal, of is ons Bybels alleenlik uit brontekste uitvertaal, of is dit dalk albei gebruik was om ons Afrikaanse Bybels te vertaal?
Om hierdie vraag te beantwoord, moet ons verstaan wat in die vertaalproses gebeur. Teenswoordig word vertaling beskou as 'n komplekse, onvoorspelbare proses, eerder as net 'n produk en wat veel meer as net geskrewe tekste behels. Komplekse sisteme is aanpasbaar, dit is dinamies, dit wil sê hulle verander voortdurend, hulle ontlyk en volg spesifieke trajekte as gevolg van die invloed van aantrekkers. Vertaling is 'n tussenin aksie om meervoudigheid en verskeidenheid te akkommodeer en te beperk. Die aanvangstekensisteem sluit al die veelvlakkige, komplekse en ontluikende aspekte wat insette lewer in die vertaalproses in en die daarop volgende tekensisteem dui die uitkoms aan wat uit die vertaalproses te voorskyn kom. Wat Bybelvertalings betref, sluit 'n aanvangtekensisteem 'n aanvangteks, voorheen bekend as die bronteks in. Die 6 Afrikaanse vertalings waarna in die vorige vraag verwys word, maak almal aanspraak dat hulle 'n bepaalde Hebreëse en Griekse bronteks gebruik het. Die aanvangsisteem behels ook die inset van ander aspekte wat deur aantrekkers bepaal word. Vir die boodskap en die lewende vertaling was die aantrekkers die voorbeeld van Engelse en Amerikaanse Bybelvertalings. Vir die boodskap was dit the message, so mens kan self sien, dit lyk dieselfde. Die boodskap, daar staan die Bybel in hedendaagse Afrikaans en the message, the Bible in contemporary English. Vir die nuwe lewende vertaling was dit die New Living Translation en in die inleiding van die nuwe lewende vertaling word vermeld dat die model van die New Living Translation by hierdie vertaling deeglik in ag geneem is. Tog berus hierdie vertaling op selfstandige bestudering van die Hebreëse, Arameese en Griekse grondtekste. Ek sien nie in die inleiding van die boodskap enige herkenning aan die message nie, maar dit is baie duidelik dat dit model wel gevolg word. Die Statenvertaling was die voorbeeld vir die 1933 vertaling en sy 53 hersiening. Die 1933 vertaling het die Nederlands Bybelgenootskap vertaling van 1951 beïnvloed, wat op sy beurt weer invloed op die 1953 hersiening uitgeoefen het. Die 83 vertaling volg die voorbeeld van die Good News Bible en die 2020 vertaling is grootliks beïnvloed deur die Nederlandse Nuwe Bybelvertaling van 2004. By die 22 vertaling is in ag geneem wat in die Common English Bible ook verskyn het. Dis 'n vertaling wat baie ooreenstem met wat in die vertaalopdrag van die 2020 vertaling was en daarom is dit ook geraadpleeg om te sien watter vertaaltegnieke gevolg is en sekere vertaaloplossings wat dan hanteer is daar volgens. Wanneer Bybelvertalers met vertaalprobleme gekonfronteer word, raadpleeg hulle bestaande Bybelvertalings op soek na vertaaloplossings. Antieke vertalings soos die Septuagint, Griekse vertaling van die Ou Testament en die Vulgate Latynse Bybelvertaling word ook raadpleeg by tekskritiese en taalprobleme. Dit was nou ook baie interessant geweest om te hoor, professor, dat ons ook ander Bybels raadpleeg
rondom hulle tegnieke wat hulle gebruik het, maar ook uit die brontekste ons Bybels uitvertaal en laat dit nie net noodwendig direk uit 'n ander vertaling oorvertaal is nie. Professor, my 8ste vraag aan u is, watter vertaaltegnieke is gebruik in die verskillende Bybels? Byvoorbeeld, is dit 'n direkte vertaling, 'n woord vir woord vertaling? Is dit 'n dinamiese ekwivalensie vertaling? En wat is die doel? Hoekom het hulle hierdie verskillende vertaaltegnieke gebruik vir sekere Bybels? Vertaling word bestudeer in die dissipline vertaalkunde. Dit is nog 'n jong dissipline. Voorheen is vertaling beskou as die handeling om woorde uit die een taal na 'n ander taal oor te sit, maar was aan streng en teenstrydige voorskrifte onderworpe, wat meestal bepaal het dat 'n vertaling in 'n vorm moet wees wat so naby as moontlik aan die bronteks is. Byvoorbeeld 'n vertaling moet die woorde van die oorspronklike weergee, wat nie gebeur het nie. 'n Vertaling behoort die styl van die oorspronklike te beskou, en in 'n vertaling moet 'n vertaler nooit iets byvoeg of uitlaat nie. Die resultaat was woord vir woord of letterlike vertalings wat nie maklik verstaanbaar is nie, as gevolg van die andersheid van die brontaal wat in die vertaling deurskyn. Die King James vertaling, die American Standard Version en die Nederlandse Statenvertaling is goeie voorbeelde van woord vir woord of letterlike vertalings. Die eerste volledige Afrikaanse Bybel van 1933, wat in 53 hersien is ook 'n woord vir 'n woord of letterlike vertaling en vorm deel van die era van Bybelvertaling wat met die hervorming begin is en met die wetenskaplike bestudering van vertaling sedert 1960 geëindig het. Sedert die 60er jare in vertaalkunde as 'n nuwe dissipline het 'n gevolglike klemverskywing in die vertaalmodel en metode gekom. Een van die pioniers was die Bybelvertaler Eugene Nida. Sy model was om die boodskap van sinne eerder as woorde te vertaal sodat die doeltaal dieselfde effek op hedendaagse lesers en hoorders kan hê as wat dit op die oorspronklike lesers of hoorders van die brontaalteks gehad het. Nida het vertaling gedefinieer as die reproduksie in die ontvangertaal van die naaste natuurlike ekwivalent van die brontaalboodskap, eerstens in terme van betekenis en tweedens in terme van styl. Hiervolgens verloop die vertaalproses soos volg. 'n Vertaler ontleed die betekeniskenmerke van die bronteks, waarna die vertaling gedoen word met betekeniskenmerke van die bronteks in gedagte. Dit moet in terme van betekenis so na as moontlik aan die bronteks wees. Die ideale resultaat is dat die bronteksfunksie ekwivalent aan die doeltaalfunksie moet wees. Hierdie benadering was 'n poging om die verstaan van die gewone leser te aktiveer. Die resultaat was kommunikatiewe vertalings wat maklik verstaanbaar is, maar weinig van die andersheid van die bronkultuur weergee. Die meeste nuwe vertalings van die Bybel sedert 1970 was sogenaamde doelgerigte of betekenisgeoriënteerde vertalings. Voorbeeld hiervan is die The Good News Bible van 1977 en in Suid-Afrika is die 1983 vertaling in Afrikaans aangepak binne die raamwerk van Nida se dinamies ekwivalente benadering wat 'n nuwe era van Bybelvertaling begin het. Die wetenskaplike bestudering van die verhouding tussen vertalings en hulle brontekste deur deskriptiewe vertaalkundiges het bevind dat vertalings egter nooit aan die ideaal van ekwivalensie beantwoord nie as gevolg van taalkundige en kulturele verskille tussen tale. Dit is onmoontlik om 'n vertaalde teks te produseer wat 'n presiese weergawe van die oorspronklike is. In vertaling is daar altyd onvermydelik 'n sekere mate van subjektiwiteit en herformulering betrokke.
In 'n poging om die probleem te oorkom, het vertaalteoretici soos Christiana Nord voorgestel dat dit is 'n algemene reël die bedoelde funksie van die vertaling moet wees, die skopus van die vertaling noem sy dit, wat vertaalmetodes en strategie bepaal en nie die funksies van die brontaal nie. Die vertaalproses begin waar 'n initieerder, oftewel die kliënt, 'n vertaler met 'n opdrag nader. Die vertaler ontleed die opdrag asook die bronteks met die opdrag in gedagte, waarna die vertaling gedoen word met die opdrag en brontaalkenmerke in gedagte. Sommige aspekte van die brontaal word behou en ander verontagsaam. Die vertaling mag dieselfde wees of heeltemal van die brontaal verskil. Die ideale resultaat is 'n tevrede kliënt, 'n tevrede leser. Die resultaat is funksionalistiese vertalings wat 'n bepaalde groep lesers bedien, byvoorbeeld 'n woord-vir-woord vertaling, vertaalkundiges of 'n lekker leesvertaling vir tienerseuns. Funksionalistiese vertalings kan enige van die volgende wees: letterlike of eksotiserende vertalings wat nie maklik verstaanbaar is nie, as gevolg van die andersheid van die bronkultuur. Voorbeeld is die interlineêre Bybel, Grieks-Afrikaans, wat dan 'n Grieks, 'n transkripsie van Grieks en 'n woord-vir-woord weergawe gee. As mense Matteus 13 lees, van die onkruid wat tussen die koring gesaai word, dan is dit al klare vertaalfout in hierdie vertaling, want dis nie onkruid, is dit nie, dit is draabok, wat genoem word, dit wil sê 'n spesifieke plant wat soos koring lyk. So selfs 'n letterlike vertaling kan, of 'n interlineêre vertaling kan foute maak. Of aan die ander kant het jy kommunikatiewe vertalings, byvoorbeeld die lewende vertaling in 2006 en 'n parafrase of vrye vertaling, die boodskap wat die Bybel in hedendaagse Afrikaans is, wat maklik verstaanbaar is, maar weinig van die andersheid van die bronkultuur weergee. Die eersgenoemde vertaalstrategie, dit wil sê die van 'n interlineêre vertaling, werk vervreemdend in op die leser, en die laasgenoemde vertalings, die boodskap, se vertaalstrategie is inburgering, so dit lyk soos 'n teks wat oorspronklik in Afrikaans geskryf is en lyk nie na 'n vertaling nie. Om hierdie paradoks op te los, ondersoek vertaalkundiges in die nuwe millennium hoe om 'n brug te slaan tussen letterlike en kommunikatiewe vertalings, terwyl die vertaling steeds funksioneel is. 'n Oplossing is om maniere te vind om aan die een kant die andersheid van die bronkultuur te respekteer, maar om terselfdertyd aan die ander kant die andersheid van terselfdertyd aan die ander kant toeganklik vir lesers en hoorders te wees. So aan die een kant die andersheid van die bronkultuur word respekteer, maar aan die ander kant moet dit toeganklik vir lesers en hoorders wees. Dit het gelei tot komplekse vertalings, waarvan die Schocken Bible in 2014 en die The Hebrew Bible 2019 van Robert Alter voorbeelde is. Dit is 'n volgende generasie van Bybelvertalings. Die kenmerk van die komplekse vertalings is dat die andersheid van bronkultuur in paratekste of metatekste soos inleidings, opskrifte, kaarte, prente, woordelyste, kruisverwysings en voetnote verduidelik word, terwyl die taalgebruik hedendaags is. Die 2020 vertaling van die Bybel in Afrikaans is as direkte vertaling 'n tipe komplekse vertaling waar betekenis en kultuur direk vertaal is in hedendaagse Afrikaans. Dit impliseer dat teks en stylkenmerke, sowel as kulturele konsepte, so ver moontlik behou is, maar taalkenmerke by die doeltaal aangepas word. Die 2020 vertaling is 'n direkte vertaling, en dit word vertaal asof die Bybelskrywer self aan die woord is,
maar in vloeiende idiomatiese Afrikaans. Waar die taalkenmerke verskil, hou die vertaling rekening met die eie soortigheid van Afrikaans. Waar die bronteks 'n stylkenmerk vertoon, word probeer om die stylkenmerk in die vertaling te behou. Daar is probeer om die Bybelse bronteks en leefwêreld so ver moontlik te weerspieël met die gevolg dat kulturele sleutelterme van die brontaal, byvoorbeeld lengtemate en geldeenhede, so ver moontlik gehandhaaf word, terwyl woorde vir moderne konsepte soos metrieke, mate en gewigte nie gebruik word nie. Dit geld ook vir die vroulike verwysings na sommige nie lewende sake, byvoorbeeld stede, Jerusalem en Babel, en abstrakte begrippe soos wysheid, wat as vroulik in die bronteks voorgestel word. Om hierdie aspekte te verduidelik is benewens die toeligting in die inleiding en die voorwoord van paratekste en metatekste gebruik gemaak. Dit is opskrifte en dan voetnote, en in daai voetnote kry ons sosio-kulturele inligting van die leefwêreld van die Bybel, titels van amptdraers ensovoorts, en baie inligting wat help om die Bybel verstaanbaar te maak. So dit help jou om te verstaan wat in die bronteks aangaan, en terwyl die vertaling, die vertaalde teks gelees kan behou word en die voetnote verduidelik wat daar aangaan. Die inleiding van die 2020 Bybel bevat ook 'n lys met die name wat vir God in die Hebreëse Bybel gebruik word, met die uitspraak en Afrikaanse vertaling daarvan om aan die behoefte van sommige lesers te voldoen. Daar is ook 'n woordelys wat met bykomende sosio-kulturele, geografiese en historiese inligting en toeligting. Dit maak eintlik sin wat professor sê, dat hierdie tegnieke gebruik word soos om dit makliker te maak vir mense om te lees, en soos wat party lesers dit nodig het, soos dalk 'n jonger kind wat dalk nog nie al hierdie groot Afrikaanse woorde kan verstaan nie, of iemand wat nie tot bekering gekom het, wat net maklik wil Bybel lees om te verstaan wat hulle lees. So ek kan verstaan wat is die behoefte agter hierdie vertalings, soos die Nuwe Lewende Vertaling. Professor, dan my 9de vraag aan u is die verskille in die Bybelvertalings, soos verse wat bygevoeg of weggelaat is, te wyte aan verskille tussen die brontekste? Met ander woorde, is die brontekste die rede dat Bybelvertalings verskil van mekaar, laat dit lyk of daar verse uitgehaal is? Verskillende vertalings maak gebruik van verskillende edisies van hierdie brontekste, wat dikwels lei tot verskille in die vertaalde teks. Maar dit hang ook baie daarvan af hoe die Bybelvertalers die tekskritiese apparaat van die brontekste interpreteer en gebruik, asook die vertaalmodel wat gevolg word. 'n Bronteksgeoriënteerde vertaling sal verskil van 'n lesersgeoriënteerde vertaling. Die 2020 vertaling het in die Nuwe Testament van 105 voetnote gebruik gemaak waarin tekskritiese opmerkings gemaak word. In die voetnote is van die volgende formulerings gebruik gemaak. Sommige manuskripte lui, byvoorbeeld by Markus 10 vers 24. Sommige manuskripte en vroeë vertalings lui, soos by Lukas 11 vers 2 en 4. Ander manuskripte voeg by, soos by Romeine 8 vers 1, en ander manuskripte en vroeë vertalings lui, soos by Romeine 16 vers 7. In gevalle waar teksvariasie 'n verskil maak aan die vertaling, is die nodige toeligting vir die lesers in voetnote aangebied. Dit is gedoen waar die 2020 vertaling as gevolg van teksvariasie opvallend verskil van die 1933, 1953 of die 1983 Afrikaanse vertaling of van ander bekende vertalings. Een so verskil tussen
Bybelvertalings is die Johanneese komma of frase oor die 3 hemelse getuies in 1 Johannes 5 vers 7 tot 8. Hier handel dit oor 2 weergawes van die teks. Die 1933-53 vertaling volg die lang lesing van die Textus Receptus, want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is 1. En daar is 3 wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed, en die 3 is eensstemmig. Die 2020 vertaling, die 1933 vertaling, die Nuwe Lewende vertaling en die boodskap volg die kortlesing. Die 1983 vertaling vertaal soos volg: daar is 3 wat getuig, die Gees en die water en die bloed, en die 3 se getuienis stem ooreen. Alhoewel die tekskritiese getuienis ten gunste van die kort teks so oorweldigend is, dat die debat hieroor reeds lankal tot 'n einde gekom het, word die lang teks nog hanteer in 'n voetnoot in die 2020 vertaling, net so in die 1983 vertaling, in die Nuwe Lewende vertaling, maar nie by die boodskap nie. Die 2020 vertaling voeg die volgende voetnoot in, na die lesing met die korter teks in vers 7. Enkele laat manuskripte voeg op grond van die vulgaat hierna by. In die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is 1, en daar is 3 wat getuig op die aarde. Op verskeie plekke, soos die Wêreldbond van Bybelgenootskappe se samestellers van the Greek New Testament, kies hulle tussen korter en langer lesings wat in manuskripte voorkom. Waar hulle op tekskritiese gronde besluit het om 'n korter lesing in die teks te plaas, kan dit nie as 'n weglating beskou word nie, maar as 'n herstel van die teks in sy oorspronklike vorm. Waar die 2020 vertalers korter tekskeuse van die Wêreldbond van Bybelgenootskap samestellers ondersteun het, het hulle dikwels die vertaling voorsien van 'n voetnoot, soos by Matteus 20 vers 16. So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. Ander manuskripte en vroeë vertalings lei nog hierna. Baie is immers geroep, maar min is uitverkies. Dit word aanvaar dat dit nie deel van die oorspronklike teks is nie. Vergelyk egter Matteus 22 vers 14, waar dit wel deel van die bronteks is. Die 1933 en 53 vertaling volg die lang lesing soos in die Textus Receptus. So sal die wat laaste is eerste wees, en die wat eerste is laaste, want baie is geroep, maar min uitverkies. Die 1983 vertaling volg die kortlesing met geen verwysing na die lang lesing nie. So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. Dieselfde geld vir die Lewende Bybelvertaling en die boodskap wat die kortlesing volg en dit parafraseer. Die Nuwe Lewende Vertaling, so sal baie wat nou so vernaam lyk eendag heeltemal onbelangrik wees. En die wat nou nie nou gereken word nie, sal eendag die belangrikste wees. En die boodskap in God se wêreld keer hulle die rolle heeltemal om. Daar sal mense wat nou onbelangrik is, die heel belangrikste wees, terwyl almal wat nou belangrik is, glad nie sal tel nie. Die bekendste gedeeltes in die Nuwe Testament wat in tekskritiese kringe as gevolg van interpolasie beskou word, is die gedeelte oor die owerspelige vrou in Johannes 7, vers 35 tot hoofstuk 8:11, die slot van Markus 16 vers 9 tot 20 en die doxologie van die Onse Vader gebed in Matteus 6 vers 13. Al 3 hierdie gedeeltes is in die 2020 vertaling ingesluit met toepaslike voetnote. Dis ook so gedoen in die 83 vertaling en die Lewende Bybelvertaling. In die 53 vertaling wat die Textus Receptus volg en die boodskap vorm die gedeeltes deel van die hoofsteks sonder enige aanduiding met die probleme wat daaroor bestaan. Die boodskap laat die doxologie van die Ons Vader gebed sonder enige aanduiding weg. Uit hierdie data kan ons die volgende gevolgtrekkings maak.
Eerstens die verskille in die vertaling tussen die 33-53 vertaling met die Textus Receptus as bronteks, verskil van die ander vertalings wat die Greek New Testament as bronteks gebruik het. Die langer lesing is in die 1933-53 vertaling se hoofteks opgeneem, terwyl die korter lesings in die ander vertaling se hoofteks reflekteer. Die stelling is derhalwe korrek. Verskillende vertalings maak gebruik van verskillende edisies van hierdie brontekste wat dikwels lei tot verskille in die vertaalde tekste. Tweedens, die wyse waarop die Bybelvertalers die tekskritiese apparaat van die brontekste interpreteer en gebruik, verklaar die verskille tussen vertalings. Die 2020 vertaling, die 1983 vertaling en die Lewende Bybelvertaling verduidelik meestal vir die leser die korter lesing en vermeld die langer lesings en voetnote. Lesers kan sien dat daar teksprobleme is en die teks nie so seker is as wat die Textus Receptus aangebied word nie. Derdens is dit duidelik dat afhangende van die vertaalmodel wat gevolg word, verskille tussen vertalings tot gevolg sal meebring. 'n bronteksgeoriënteerde vertaling soos die 2020 vertaling sal verskil van 'n lesersgeoriënteerde vertaling soos die boodskap. Baie dankie vir die verduideliking, professor. Ek het 'n opvolgvraag rondom dit, professor. Is dit bloot 'n conspiracy theory dat Bybelvertalings verskil weens duistere motiewe om die konteks van die Bybel te verdraai? Baie mense glo die Bybels verskil van mekaar omdat iemand 'n duistere motief het om die konteks van die Bybel te verander en dalk iets anders te leer as wat dit oorspronklik geleer het. Of is die verskille eintlik omdat dit verskil in die brontekste? Om hierdie vraag te antwoord, kom ons kyk na die oorsprong van die Johannese komma of frase oor die 3 hemelse wesens in 1 Johannes 5 vers 7 tot 8 in die Textus Receptus waaroor ons in 'n vorige vraag gehandel het. Stoenica, een van die samestellers van die Complutensiese polyglot, het Erasmus daarop gewys dat die komma of frase in sy teks ontbreek en daarop aangedring dat hierdie woorde by die volgende uitgawe van sy teks ingesluit moet word. Erasmus het geweier en as rede aangevoer dat hy die betrokke woorde nie in enige Griekse manuskrip wat aan hom bekend is kon vind nie, of skoon dit 'n bekende deel van die Vulgaat was. Nietemin het Erasmus onderneem om dit by sy teks in te sluit indien 'n Griekse manuskrip met hierdie woorde aan hom getoon sou kon word. Spoedig is so 'n manuskrip Codex 69 wat uit die 16de eeu dateer aan hom getoon en hy was verplig om die betrokke woorde by sy teks in te sluit, nie teenstaande agterdog dat die betrokke manuskrip in daardie selfde tyd vervaardig is met die uitsluitlike doel om hom te dwing om sy belofte na te kom. Gevolglik word hierdie woorde in die 3de uitgawe van sy teks, wat in 1522 verskyn het, ingesluit, asook in die Textus Receptus en in die vertalings, soos die Statenvertaling en die King James Version, ook in die 1933-53 Afrikaanse vertaling, hoewel daar selfs vandag geen Griekse getuienis voor die tydperk gevind kan word, waarin hierdie woorde voorkom nie. Die komma is afwesig in elke Griekse manuskrip wat bekend is, behalwe in 8 manuskripte. In 4 van die manuskripte is die komma of frase in die kantlyn geskryf as 'n latere toevoeging tot die manuskripte. 3 van die ander dateer uit die 16de eeu en 1 is 'n 18de eeuse manuskrip. Die gedeelte word nooit deur die kerkvaders aangehaal nie en is afwesig in al die antieke vertalings, ook in die oud Latynse vertaling. Die lesing het in 'n 4de eeuse Latynse verhandeling vir die eerste keer voorgekom om 3 wat getuig te verduidelik en word daarna deur die Latynse vaders in Noord-Afrika gebruik en vanaf die 6de eeu verskyn dit ook as deel van die teks van die Vulgaat. Indien die teks oorspronklik deel was van 1 Johannes 5,
bestaan daar geen goeie rede dat dit weggelaat moes word nie. Die gevolgtrekking is dat dit 'n laat-invoeging is om die 3 wat getuig te typeer en te verduidelik. In sy haas om eerste te wees om 'n Griekse Nuwe Testament in druk te laat verskyn, het hy die Griekse Nuwe Testament binne 6 maande vir die drukpers gereed gehad. Die gevolg was dat hy nie die oudste en beste manuskripte vir sy teks gebruik het nie. Die haas waarmee die teks saamgestel is, blyk ook uit Erasmus se hantering van die laaste 6 verse van die slothoofstuk van Openbaring wat ontbreek het in die manuskrip wat hy vir Openbaring gebruik het. Hy het dit toe maar self uit Latyn en Grieks terugvertaal. Behalwe oorskryffoute het die gedrukte teks doelbewuste veranderinge, interpretasies en byvoegings reflekteer wat in die manuskripte ingevoeg is deur monnike wat die teks oorgeskryf het voor die drukpers uitgevind is. Hierdie doelbewuste veranderinge het die afronding van frases, herstel van foute en opklaar van inhoudelike probleme ingesluit wat die teks langer maak. Hierdie doelbewuste veranderinge ontbreek in die brontekste wat deur latere vertalings gebruik word. Waar brontekssamenstellers op tekskritiese gronde besluit het om 'n korter lesing in die teks te plaas, kan dit nie as weglating beskou word nie, maar as 'n herstel van die teks in sy oorspronklike vorm. Bybelvertalings gebruik die beste brontekste wat beskikbaar is op die tydstip wanneer 'n vertaling gedoen word. Na 'n eerste vertaling daar gestel is, volg gewoonlik nuwe korrigerende of hervertalings om die foute en swakhede of verouderde sake van 'n vorige vertaling te vervang. Dit veroorsaak dat daar verskille tussen vertalings bestaan. Dit is bloot 'n samensweringsteorie dat Bybelvertalings verskil weens duister motiewe om die konteks van die Bybel te verdraai. Dit het in werklikheid te doen met die brontekste. Baie dankie vir die antwoord, professor. Ek glo dit stel baie mense nou gerus om te weet dat daar nie 'n duistere conspiracy theory of 'n duistere motief agter die verskille in die Bybels is nie, maar laat dit te doen het met die brontekste en laat die mense wat dit vertaal, die Bybel so na aan akkuraat probeer vertaal as wat hulle kan. So dis nie noodwendig laat goed uitgehaal was nie, maar in die meer nuwer manuskripte wat hulle gekry het, was daai verse nooit ingewees nie. Met dit gesê, professor, het ek nou vraag 11 vir professor en dit is, watter Bybelvertaling is die mees akkuraatste om te lees in professor se opinie? Afrikaanssprekendes is bevoorreg met 'n spektrum van Bybelvertalings in Afrikaans. Elkeen met spesifieke doelstellings om 'n bepaalde groep lesers te bedien. Hierdie Bybels is deur die Bybelgenootskap van Suid-Afrika en deur Hoofstroom Uitgewers van Godsdienstige Literatuur in Suid-Afrika uitgegee. Die Afrikaanse Bybelvertalings van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, die 3353, die 1983 en die 2020 vertaling, se gehalteversekering en kwaliteitskontrole is bepaal deur die werkswyse en vertaalproses wat gevolg is. Die 2020 vertaling word as voorbeeld gebruik. Die vertaalspan van die 2020 vertaling het bestaan uit die nominasies van alle lidkerke, sowel as uit die vakverenigings van taalkundiges, letterkundiges en taalpraktisyns, 'n totaal van minstens 142 medewerkers, waarvan 37 vroue is. En hulle het gewerk as eksegete, brontaalkenners, intravertalers, letterkundiges en taalkundiges by die projek. Benewens die begeleidingskomitee was daar 'n literêre advieskomitee, 'n taalkundige advieskomitee, 'n literêre adviespaneel en ook 'n taalkundige adviespaneel. Die hele vertaalproses is deur 'n projekleier bestuur. Daar is ook 64 kerklike lesers aangestel en 3 redaksionele komitees vir die Ou Testament, die Nuwe Testament en deuterokanonieke boeke om die hoofstukke van bepaalde korpusse te beoordeel. Elke redaksionele komitee is saamgestel uit 1 brontaalkundige,
2 eksegete, 2 Afrikaanse letterkundiges, 1 Afrikaanse taalkundige, 1 vertaalkundige en die projekleier. Die projek het in 5 fases verloop. Fase 1 was vertaling, kontrole en intravertaling 4 lede per boekspan. Die eerste eksegeet, 'n teoloog, lewer 'n basisvertaling, verwerk kommentaar hierop deur die tweede eksegeet wat 'n teoloog is en 'n brontaalkenner wat kenner van Hebreëus, Aramees of Grieks is en stuur dit aan die intravertaler, 'n opgeleide vertaler wat 'n basisteks in duidelike en vloeiende Afrikaans lewer. Fase 2 het behels dat verdere interne taalkundige en literêre hersiening van deur 2 lede waarna die teks sistematies deur die onderskeie redaksionele komitees nagesien en hersien is. Fase 3 het eksterne kommentaar deur kerklike en ander lesers hanteer wat deur die redaksionele komitees oorweeg en verwerk is. Fase 4 was kontrole vir konsekwentheid deur die redaksionele komitees. En fase 5 het die begeleidingskomitee die proses deur alle fases hanteer, dit afgeteken en oorhandig aan die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Na 'n vooraf beplanningsproses het die vertaalproses in 2006 begin en die vertaling is in 2020 gepubliseer. Alhoewel nie so omvattend nie, is 'n soortgelyke proses met die 33 en 83 vertaling gevolg. Die kommersiële Afrikaanse vertalings volg gewoonlik die marktendense in die Verenigde State van Amerika. Die groot voordeel vir hoofstroomuitgewers is die benutting van beskikbare Afrikaanse akademici om die vertalings te produseer. Gewoonlik word 'n klein groepie akademici genader wat die vertalings binne 'n kort tyd kan afhandel en dan word dit gekontroleer deur 'n eindredakteur en ondergaan dan kopieredigering as deel van die publikasieproses. Dit is onmoontlik vir 'n uitgewer om 'n proses te volg wat deur die Bybelgenootskap gevolg word, wat met vrywilligers werk en nie 'n winsgewende organisasie is nie. Om saam te vat, die Bybelvertalings van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika het gehalteversekering en kwaliteitskontrole ondergaan op 'n wyse wat nie moontlik is vir kommersiële vertalings van hoofstroomuitgewers, byvoorbeeld die Nuwe Lewende Vertaling en die Boodskap nie. Gevolglik is die Bybelvertalings van die Bybelgenootskap van beter gehalte en meer akkuraat as die van hoofstroomuitgewers. Baie dankie vir daai antwoord, professor. Ek het ook 'n opvolgvraag en dit is ook my laaste vraag vir vanaand. En dit is: watter Bybelvertaling stel u voor 'n Christen moet lees? En is daar dalk sekere Bybelvertalings waarvan ons af moet wegbly, wat dalk enige valsheid kan bevat en mense dalk op 'n dwaalspoor kan lei? My aanbeveling is om 'n funksionalistiese benadering tot die keuse van 'n Bybelvertaling te volg. As gevolg van halteversekering, begin om te kies uit die vertalings wat deur die Bybelgenootskap van Suid-Afrika aangebied word. Indien daar nie 'n vertaling gevind word wat jou bevredig nie, kies dan uit die kommersiële vertalings van die hoofstroomuitgewers. Kies die vertaling wat aan jou behoeftes voldoen en wat jy aanspreek. Indien jy 'n ernstige Bybelleser is wat soek na 'n Bybelvertaling wat nader aan die bronteks is, sal die 2020 vertaling vir jou bedoel wees. Indien jy meer belangstel in die boodskap van die Bybel, is die 1983 vertaling 'n ideale keuse. Indien jy na 'n maklik leesbare Bybelvertaling soek, is die Bybel vir almal vir jou bedoel. Die ideaal is om 'n Bybelvertalings saam te lees. Byvoorbeeld deur die 33, 53, die 83 en 2020 vertalings met mekaar te vergelyk om 'n gedeelte beter te verstaan. Maar bly weg van vertalings wat deur geloofs- en politieke groepe en kultusse gedoen word. Daar is byvoorbeeld 'n Afrikaanse vertaling deur City Bible Foundation wat nie die toets van gehalteversekering sal deurstaan nie. Die beste opsie nog is om Bybel, Hebreëus en Grieks te leer.
Dit is moontlik om dit virtueel te doen by die Universiteit van die Vrystaat. Dit is 'n reis vol avontuur om jou Bybel saam met die Hebreëse of Griekse bronteks te lees. Deur slegs 'n vertaling te lees is soos om jou bruid deur die sluier te soen. Professor, ek wil vir u baie dankie sê dat u tyd afgestaan het vir ons vanaand om bietjie u kennis met ons te kom deel. Ek glo dit gaan so leersaam wees vir baie mense en soveel mense gerus stel. Ons wil werklik weer eens net vir professor baie dankie sê dat professor vir ons tyd gemaak het en die kennis met ons kom deel het en ons waardeer dit opreg. En mag professor geseënd wees in alles wat professor doen. Ek het respek vir die feit dat jy delf in hierdie onderwerpe wat van belang vir gelowiges is. Dit is ons passie in die Hebreëse departement om hierdie kennis in die geloofsgemeenskap te beliggaam. Hierin speel jy 'n groot rol. Pastoor Henry, weer eens baie dankie vir die geleentheid. En daar het ons aan die einde gekom van hierdie wonderlike onderhoud saam met professor Jacobus Nodee. Ek hoop julle het vanaand geniet, net soos wat ek het geniet het, en mag hierdie video vir julle baie leersaam wees en vir julle baie beteken. En ek wil vra dat julle dit gerus met julle vriende en familie sal deel, wat ook vrae het, ook rondom Bybelvertalings en hoekom daar verskille is. Mag julle elkeen 'n geseënde aand verder hê.